Azai. Goeiemôre, goeiemôre. Ek wil julle nie stil maak nie. Dit is so lekker om julle almal te hoor, te klets en te kuier. Is dit nie lekker om te weet, julle is opgewonde om mekaar te sien hier in ons geloofsfamilie op 'n Sondagoggend nie. En ek weet vandag gaan ons sommer weer lekker saam van die Here se woord leer en hoor wat hy vir ons wil sê en wat hy vir ons wil leer en die kos wat hy vir ons hierdie week wil gee om ons deur die week te dra. Nou ja, kom ons staan op en dan loof en prys ons die Here Jesus. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. God van vreugde, God van vrede, God van lewe en bovenal. God oor my, God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God oor my. God oor my, en die hemel straal van die magtigheid, en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Vir ewig en ewig. God van almag, God van krag, God oor die nasies en bovenal. God oor my, God van verlossing, God van genade, God van vergifnis en bovenal. God oor my. God oor my, en die hemel straal van die magtigheid, en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Vir ewig en ewig. Vir ewig en ewig. Dankie julle, kan maar sit. Goeiemôre
almal, hoe gaan dit vandag? Ek hoop dit gaan goed op hierdie, as meen is eisige oggend vir my, maar dalk nie vir julle nie. Ons het net 'n paar afkondigings vandag. Disipelskap, maandag is weer einde van die maand. Dis op die 29ste, so nie hierdie maandag nie, volgende maandag. En ons gaan dit sommer hierso in die stafroom doen waar ons tee het. Dis my voorreg, ek bied hom aan, so asseblief kom sit in. Kom gee vir my feedback, is deel van my Veritas. So julle is welkom, dis oop, bring vriende, nooi almal. Ek sien uit om julle daar te sien, dis van 7 uur af. En dan het ons 'n jeugaand. Dit sê donderdag die 26ste, maar dit is Vrydag die 26ste, ons 'n bietjie van 'n typo. Maar ons doen 'n Bybelstudie aand. Dis oop vir enige tieners, hulle kan al hulle maatjies bring, dit word in Engels aangebied, so asseblief moenie voel taal is 'n barrier nie, bring hulle almal saam. Dit begin, ons is daar van 6 uur af vir 'n 6:30 begin. So voel vry om ons kuier so 'n bietjie vir die eerste halfuur en dan gaan ons reg in JB doen vir ons 'n Bybelstudie met die tieners. En dan het ons boerewors. Dankie. Ja, ons het 'n event gereël vir die manne wat ons boerewors gemaak. So ek nooi al die mans en skoonpaas en seuns en almal uit om te kom boerewors maak. So die idee is dat jy bring 2 kg rins en ons het dan die toerusting en derms en van die speserye wat ons gaan voorsien. En dan maak jy eie boerewors en ons gaan 'n stukkie braai daarso. Ons gaan ook 'n lekker bietjie ietsie kry, iemand vir ons gaan mee praat. En dan gaan ons lekker saam ook eet. Toe ek het georganiseer het ek per ongeluk dit op 'n lang naweek gedoen. So ek het al klaar 'n bietjie terugvoer gekry dat mense nie kan bywoon nie. So ek gaan net môre die datums finaliseer en so aan. So hou asseblief die mannegroep se WhatsApp dop. Ek sal die datums en alles daarso opsit môre. Maar ja, asseblief dit kom deel in dit. Dit gaan iets wees wat reg lekker gewees. Reg. En ons, soos julle weet, gewoonlik is soos ons soos 'n trop skape, ons verdaag die kinders en die tieners. Soos julle sien, ons baie van hulle. So as jy 'n hart het om ons te help met die jong mense, voel asseblief vry om vir Esmerie of vir myself te kontak. Ons het al die hande nodig wat ons kan help om julle kleintjies te bedien. Soos ek sê, daar is baie van hulle en ons wil seker maak dat ons gee vir hulle die necessary help wat hulle nodig het. En dan gaan ons die Here nou loof en prys met ons offergawes. Dankie. Ons maak hier oor toe. Liewe Jesus, wat 'n voorreg om vanoggend net hier by mekaar te kan wees en hierdie tyd aan U toe te wy. Here Jesus, dankie vir elke persoon wat vanoggend geantwoord het op die klop wat jy in die deur van hulle harte gedoen het, Here, en vir hulle te sê kom na my kerk toe, kom saam en kom loof my met saam met jou res van jou geloofsfamilie. Here Jesus, dankie vir die voorreg wat ons het om te kan luister na die woord van U in die openbaar, Here. Ons hoef dit nie ondergronds te doen nie, ons kan dit net hier by mekaar doen, openlik.
Here, dankie vir elke blessing wat U elke dag in ons lewe bring. Here, dit is nie altyd die grootste goed nie, maar die kleinste goedjies wat ons dalk partykeer miskryk. Here, ek wil vir U vra dat U ons oë sal oopmaak vir elke klein blessing wat U elke dag in ons lewe bring. Here, dankie vir die geld wat nou ingekom het in hierdie. Ek wil vir U vra dat U vir ons as die gemeenteraad van die kerk en as die gemeente sal bid en by U voete hierdie geld kom neersit, sodat ons vir ons sal wys wat is die regte manier om hierdie geld aan te wend. Here, dit gaan vir die uitbou van U koninkryk. Ek wil vir U vra dat U ons oë en ons ore sal oopmaak, sodat ons die deure sal raak sien en die behoeftes daar buite sal raak sien, Here, waar U wil hê, ons moet U fondse gaan gebruik. Ek wil vir U vra dat U hierdie diens sal seën en maak elke persoon wat hier sit vandag rustig, Here. Maak hulle rustig, dat hulle U teenwoordigheid kan voel, dat hulle U fokus, op U kan fokus, oor dit wat U vir hulle wil bring. Amen. Ja, geliefdes, ek groet U in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Dit is 'n absolute groot voorreg om weer vanoggend so by mekaar te wees. En ek wil graag die diens begin en net vir U te noem, U te herinner aan wat die woord van die Here ons sê. 'n Lofuiting aan die Here. O diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en mag die genade van God en ook sy barmhartigheid en vrede vermenigvuldig word in en deur u lewe deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n paar liedere hartlik saam. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toe vertrou. Die
We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back. Sy glans is soos kristal, hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Almagtig en verhewe, daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom
Onse Vader, dankie vir die voorreg om na u genade troon te kan nader. Jesaja het u verhewe op u troon gesien. Terwyl die serafs geroep het, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig, en dat die hele aarde is vol van u heerlikheid. Vader, mag dit so wees, dat u, die driemaal heilige God, waarlik regeer in ons lewens. Dat u waarlik op die troon is van ons lewe. Dierbare Here Jesus, dat u waarlik Here is en heerskappy voer in ons lewens. En dierbare Heilige Gees, u waarlik God is in ons lewe. Ons sê, Here, ons is so afhanklik van u. Elke dag, elke tree, elke oomblik, elke moment, elke dag op sy eie, soos u leer vir ons, om afhanklik te wees van u. Om in u leiding te leef. Om te ervaar hoe u elke dag met ons bemoeienis maak, met ons praat, ons oortuig, bemoedig, versterk, natuurlik aanspoor en berispe en oortuig. Dankie vir die werk wat u elke dag in ons harte en lewens doen. Dankie dat ons opnuut, soos Romeine 12 ons leer, vanoggend ons lewens as 'n heilige en aan God welgevallige offer net voor u voete kan kom neerlê. Opnuut, Here, ons gedagtes, ons lewens, ons wandelgange, alles, Here, ons gesprekke, ons gedagtes voor u voete neerlê as 'n offer. En mag dit 'n aanneemlike offer wees. Nie soos die offer wat Kain gebring het nie, maar 'n Abeloffer. 'n offer tot eer van u naam. En vanoggend, Vader, is ons so afhanklik van u in alle fasette. Die kinders, die personeel, die voorsang, elke liewe faset. Kom onderneem, kom dra deur, kom spreek met ons. Here, ons is vanoggend hier by mekaar om te luister na u woord, wat u vir ons wil leer, wat u vir ons wil sê, om bemoeienis met ons te maak, en daarvoor is ons harte oop en ontvanklik. En ons hoor graag wat u vir ons wil leer, wil sê. Ons aanbid u. Ons aanbid u vir wie u is. Alfa en Omega, die begin en die einde. En daar is werklik niemand soos u, Here. U is God. Amen. Nou ja, geliefdes, ons kinders, ons jeug, aan my linkerkant uit, is daar klaskamertjies gereed en die personeel is gereed om julle te ontvang. Vir die ouers, kom maar terug. Miskien moet ons ook 'n film maak, Left Behind, jy weet. Nee, dit is 'n voorreg en ek is dankbaar dat hier lewe is. Ons gaan saam lees in 1 Korintiërs hoofstuk 12. Jy sal merk op die kalender het ons gesê dat ons is in Junie maand besig met ontdek jou gawes. Enige gemeente, alle gemeentes vanuit die Bybelse perspektief en in 'n geval in moderne tye vandag funksioneer op grond van gawes. Elke persoon met sy unieke gawes. Ek wil nie sê talente nie, maar sy unieke gawes gegee deur die Heilige Gees om die liggaam van Christus te dien
en te bedien en nie noodwendig om gedien te word nie. Daar is altyd plek en ruimte ook daarvoor, dat daar is altyd 'n tyd en 'n plek vir alles. Maar die gawes is vir die kerk gegee deur die Heilige Gees, soos die Gees dit wil. Aan wie ook al hy wil, gee hy wat hy wil en soos dit nodig is om die liggaam van Christus op te bou. En die rede waarom ons daaroor praat is uit die aard van die saak, vaste fondamente, nuwe begin. Ons het die tema aangekondig aan die begin van die jaar. Dis deel van die fondasie van enige gemeente. As jy die gawes reg verstaan, dan is daar nie verwarring in 'n kerk nie. Want elke persoon verstaan sy rol, sy plek, sy doel, sy funksie in die liggaam van Christus. En jy sal altyd merk, as Paulus skryf oor gawes, dan skryf hy dit altyd in verbinding met die eenheid in die liggaam en eensgesindheid ensovoort. So, gaan merk dit altyd op. Maar nou vanoggend sal ons maar begin met die gawes, en ons begin in 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 1. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus nie deur die Gees van God praat nie, en niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragte, werkinge, maar daar is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. En dan, nie met toeval nie, vanaf vers 12 lees jy die een liggaam met baie lede, maar ons gaan nou net tot by vers 11 lees. En dan merk jy hoofstuk 13 van 1 Korintiërs is natuurlik die liefdeshoofstuk. En jy sal opmerk vers 31 van hoofstuk 12 eindig met lê jou toe op die beste genadegawes. En dan wys hy jou nog 'n meer uitsonderlike weg. Die allerbeste weg, en dis natuurlik die liefde wat daarna volg, en dan sluit dit ook af met die gawes. So daai hele gedeelte, hoofstuk 12, 13 en natuurlik 14, handel oor gawes. Maar ons gaan net saam lees uit hierdie paar verse vanoggend. Kom ons bid net 'n kort woord saam. Onse Vader, die voorreg om u woord te kan lees en te kan bedien en te verstaan en te ontvang, gee u Gees vir ons. Daarom Vader, bid ek u dat u asseblief vir ons sal gee wat ons kort. Leer asseblief vir ons wat ons nie weet nie. En ons aanbid u daarvoor. Amen. Ware spiritualiteit in die lig van Christus se heerlikheid. En dis waarmee Paulus sy relaas begin omtrent die gee van gawes. En ons begin dit ook met 'n vraag: wat is egte spiritualiteit, of 'n makliker Afrikaanse woord is geestelikheid? Wat is ware geestelikheid? Wat is ware spiritualiteit? Hoe weet ek of iemand waarlik geestelik is, spiritueel is? Is dit die een wat die meeste en die hardste praat, die een wat die meeste evangeliseer, die een wat die meeste gee? Wie is dit? Wie is die egte? Wie is die mees spiritueel of die mees geestelike? Wie is die geestelike reuse? Nou hierdie hoofstuk van 1 Korintiërs 12 gee natuurlik vir ons die antwoord daarop. Wat is egte
spiritualiteit. En in verbinding daarmee gawes. Wat is gawes? Wat is die gawes? Weet jy wat is die gawe? Want ek weet, as jy weergebore is, vanoggend die interne getuienis van die Heilige Gees het dat jy is 'n kind van God, het die Heilige Gees vir jou en vir my 'n gawe gegee. Hy het. En daar's verskillende gawes. En in die koninkryk van God is jy veronderstel om daai gawe te gebruik tot opbouing van die liggaam. En moenie verward wees daarmee nie, want dit is maar waarmee Paulus begin en ons gaan nou daarby kom. Dis nie noodwendig dat jou natuurlike talent dat dit jou gawe is nie. Ons moet dit ook net verstaan. Alright. Ek dink rugby spelers sal saamstem, is nie noodwendig jou talent is om rugby te speel, is nie noodwendig jou geestelike gawe nie. So ons moet dit ook net verstaan, dat jou natuurlike talent, jou vermoë wat jy kan doen, is nie noodwendig jou geestelike gawe nie. Maar jy sal weet, as die Gees in jou is, sal jy weet wat God van jou vra en hy gaan jou bekwaam om die werk te doen waarvoor hy jou geroep het. So die apostel Paulus skryf aan hierdie gelowiges in Korinthe, 'n stad wat bekend was vir sy geestelike diversiteit, met afgode natuurlik. Onthou op 'n stadium met Paulus op die Areopagus gaan staan ook en gepreek, jong, oor al die gode wat daar was. Geestelik divers, sy heidense invloede, sy worteling en sy worsteling met morele en geestelike verwarring. En natuurlik uit die aard van die saak wat vir hulle gegeld het en wat hy daar leer, is ook vir ons van toepassing vandag. Ons moet geleer word. Ons moet verstaan hoe werk die gawes. Die kerk vandag is in chaos en verwarring, omdat lidmate nie weet waaroor gaan gawes nie. Ek dink as ons nou 'n questionnaire sou rondstuur en sê, wat is geestelike gawes, sou almal 10-1 of die praat in tale of gesondmaking opgeskryf het. En dit is nie die enigste twee wat daar is nie. Maar baie min vir ons kan sê waaroor gaan die praat in tale en waaroor gaan gesondmaking. Baie sal sê, hulle adverteer mos jong, daar's 2 dae van herlewing wat gaan kom. Hierdie spesiale prediker gaan kom en dan gaan daar herlewing wees en daar gaan wonders en tekens wees. Hoe weet jy? Hoe weet jy, as jy die geskiedenis van herlewings verstaan, dan gaan jy sien, verstaan, herlewing is 'n spontane werking van die Heilige Gees. Dis nie iets wat jy kan fabriseer nie. Dit is baie belangrik om te verstaan. Die regte verstaan van geestelike gawes is nie 'n onderwerp vir net die super geestelikes of die super elite nie, maar dit is noodsaaklik vir elke lidmaat, vir elkeen van ons, wat deel is nie net van 'n gemeente soos ons in hier nie, maar ook in die liggaam van Christus. So belangrik. Uit en uit belangrik. Dit raak die kerk se gesondheid, dit raak die kerk se eenheid, dit raak die kerk se effektiwiteit en natuurlik jou persoonlike wandel met die Here. En miskien was jy nog nooit op die punt om die Here te vra, Here, ek weet ek is die kind, ek weet die Gees is in my, maak my attent, wat is die gawe wat ek het om die kerk te dien met dit? Wat is dit? En ek kan vir u waarborg, die oomblik wat jy weet en jy begin God dien in die kerk, nie net die gemeente nie, maar in die kerk, met jou gawe is daar 'n vrede en 'n vreugde wat alle verstand te bowe gaan. So 'n sekerheid in jou hart. So hierdie stuk wat Paulus hier skryf is uit die aard van die saak nie net 'n teologiese les of 'n dogmatiese les of leerstelling nie, maar dit is 'n pastorale vaderlike roepstem na hierdie gemeente om ingelig te wees in verband met die gawes. Hy lig uit dat daar 3 goeters is wat eintlik van belang is hier. En dit is dat hierdie gemeente het inligting nodig gehad oor die gawes. En uit die aard van die saak, die gevare van hulle vorige lewenswandel, wat ingekom het in die kerk in, en uit die aard van die saak, die toets van ware geestelikheid.
Nou wat is die inligting wat hulle nodig gehad het? Nou Paulus sê wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle ingelig moet wees. Dis 'n baie pertinente taal gebruik want hy vind dit in Tessalonisense as hy met hulle praat oor die ontslapenis van die heiliges. Ek wil nie julle moet onkundig wees hieroor nie en ook baie ander fasette. Romeine 1 vers 13, 1 Korintiërs 10 en 1 Tessalonisense 4. Jy kry dieselfde taal. Paulus se vaderlike hart vir sy gemeentes is dat hulle moet weet. Hulle moet weet, want sodra jy weet en jy weet wat is die egte, kan jy die dwaling uitlê. Dit is hoe alle mense wat met geld werk, geleer word. Hy leer nie wat is die vals een nie. Hy leer nie wat is die valse noot nie. Hy leer en hy bestudeer die egte en dan wanneer die valse kom, kan hy dit weer lê. En daarom is dit belangrik vir die kerk om hierdie goed te verstaan. Hy wil hê dat sy lesers net vir 'n oomblik hier moet stil staan en net moet let op wat hy hier leer. So met ander woorde, in die Korinthe gemeente was daar onkunde. Onkunde met betrekking tot die gawes, maar dit was nie hulle skuld nie. Hulle moes geleer word hoe hulle daarna moet kyk. En dit is ook vandag nog 'n probleem. Per definisie, as jy nou 'n regtig baie tegniese definisie nou hier wil saamsit en ons gaan nou daarby kom, begin ons by vers 1 en die woord gawes staan in vers 1, wat die gawes van die Gees betref. Nou in die oorspronklike manuskripte is daai woord nie daar nie. Al wat daar staan is met betrekking tot die Gees. Die werking van die Gees. So dit is belangriker om die werking van die Gees te verstaan as gawes. Nou waar kom die woord gawes vandaan? Dit kom uit die konteks. Dis waaroor Paulus skryf en daarom het die vertalers dit daarin gesit. Met betrekking tot die Gees, hoe die Gees werk, die geestelike eienskappe of die kenmerke en wat geestelik in beheer is en wie geestelik in beheer is. En hier is 'n moeilike definisie, dalk bietjie lank, maar kom ons hou vas, né? Ons byt vas. Geestelike gawes is goddelike bemagtigings vir bediening wat die Heilige Gees in sekere mate aan gelowiges gee en wat heeltemal onder sy beheer moet wees en gebruik moet word vir die opbou van die kerk tot Christus se heerlikheid. Het jy dit? Ek gaan dit weer lees. Geestelike gawes is goddelike bemagtigings vir bediening wat die Heilige Gees in 'n sekere mate aan gelowiges gee en wat heeltemal onder sy beheer moet wees en gebruik moet word vir die opbou van die kerk tot Christus se heerlikheid. As die gawe wat jy het, die mens verheerlik en op die troon plaas, mis jy die punt. Sien ons dit in die kerk vandag? Sien dit in die kerk vandag. Sodra dit die mens verheerlik, het jy 'n probleem. Romeine 12 is baie insiggewend. Vers 4, ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat vir mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. En soos ons leer in Bybel uitleg is konteks verskriklik belangrik. Kyk in die konteks van dit waarin hierdie gedeelte geskryf is. Genadegawes. Vers 1 en 2. Nou ek glo eendag sal die teksvers seker maar op my grafsteen wees of op my gedenksteen of whatever. As almal so voel daaroor. Ek is okay om in die see te wees ook. Vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlikheid van die godsdiens wat julle beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Waar begin die gee van geag, die gee van tiendes? Dis ook deel daarvan in Romeine 12, by the way, maar die gawes, waar begin dit? Dit begin by my, kind van God, wat my onderwerp aan God. As jy vanuit daai posisie kom, verheerlik dit God. As jy vanuit jouself kom, wil jy die shine vang.
Dis in basic Afrikaans. Shine vang, né? Dan wil jy hê die kollig moet op jou wees. En ons moet hierdie goed verstaan. Want die gawe wat God vir my gegee het, die gawe wat God jou gegee het, moet wees tot heerlikheid van God. Anders mis jy die punt. So, wat het hier gebeur in hierdie gemeente? Hierdie gemeente moet verstaan dat dit wat hulle beleef het in die ongeredde wêreld, kan hulle nie in die kerk insleep nie. Moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Die goed wat hulle beleef het in die wêreld, kan hulle nie in die kerk kom insleep nie. Nou as jy in Israel was en jy was nou al in 'n paar van daai kerke, ek het hulle gedoop die Smells and Bells. Hulle het allerlei klokkies en rookies en liggies en allerlei goedjies om net 'n belewenis te skep. En nou gaan ek begin taal gebruik en dan gaan jy begin wonder waarvan praat ek nou. As jy in Pretoria groot geword het, dan sal jy nou weet iets van Presley's, né? Dan sal jy nou weet van Joel Clubs. Van julle het nou daar in die 80er jare nog 'n bietjie partytjie, maar dan verstaan jy mos nou discos, jy weet. Discos met die baie ligte en die rookmasjiene en die opsweping wat daar plaasvind. Dit is interessant dat Paulus vir hierdie gemeente sê, julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer word. So Paulus sê vir hierdie gemeente, daai mystieke ervarings, die ekstase wat jy beleef het in die afgodediens, moet dit nie verwar met wat in die kerk aan die gebeur is nie. Dit is nie dieselfde gees nie. Inteendeel, net so 'n paar hoofstukke, in hoofstuk 14 praat Paulus van die goeie orde wat daar in gemeentes behoort te wees. In die heidense godsdienste van hierdie gemeente in Korinthe het hulle wat tot bekering gekom het, al daai mistisie, al die smells en die bells en die opsweping en die meevoering en die ekstase wat hulle beleef het toe hulle aan Artemis offers gebring het en die orgies wat daarmee saam plaasgevind het en die alkoholisme en al die goeders het net so saam ingekom in die kerk in. En dan sien hulle mense val rond en praat snaakse goed en dan dink hulle maar dit is seker nou geestelikheid. Jy maak 'n fout. Paulus sê dis nie ware geestelikheid nie. Dis nie ware geestelikheid nie. Paulus sê vir hulle, julle moet weet, daai goed wat gebeur het, daar in die heidense wêreld, dit hoort nie in die kerk nie. Dit hoort nie daar nie. Dit moet uit, jy moet geleer word, een gees. Kan jy jouself indink? Wat het in daai kerk gebeur? Ongelooflik. Gaan lees die geskiedenis. Sekere kerklidmate het dramatiese en bizarre praktyke van misterie en mistisie van hierdie valse godsdienste in die kerk ingebring en gesê, dit is geestelikheid. As jy dit doen, is jy nou waarlik geestelik. Jy weet jy is vervul met die Heilige Gees as jy kan praat in tale. Dis wat hulle sê. Jy ontvang die Gees en die bewys daarvan is dat jy gaan agteroorval. Behalwe die kameraman, behalwe die mense wat jou gaan vang. Hulle val nie om nie. En ek is sarkasties, want dis die belaglikheid daar agter. Mense verstaan dit nie. As ek jou net slaan met my baadjie, dan val jy so om. Ja. Dis geestelikheid. Dis ware geestelikheid. Dis waar die Gees beweeg. As die pastoor of die predikant, ek dink dis predikant, maar as die pastore daar voor staan met die praat en die taal en hulle brabbel allerhande goed, mense sit dan en sê, hierdie ou is so geestelik. Ek verstaan nie, maar dis geestelik. Daar's niemand wat dit uitlê nie, dis wanordelijk. Daar's niemand wat dit uitlê nie. Niemand het daai gawe gekry nie, maar net hy verstaan. Hoe bou dit die liggaam van Christus op? Dis die vraag. En dit is wat besig was om te gebeur in die Korinthe gemeente. Die goed wat in die heidense gebruike was en wat hulle gedoen het in die tempels en hoe hulle mekaar opgesweep het en emosioneel so hoog was. En toe het hulle nou allerhande goed saam met dit ook gedoen, natuurlik, gaan lees Efesiërs ook. Hulle het goed gedoen wat mense nie eers oor moet praat nie. Dis hoe erg dit was. Artemis en was 'n paar van hierdie valshede. Grove sonde.
Die goed het gelei na grove sonde. As gevolg van wat? Die onkunde. As gevolg van onkunde. Onkunde bring verwarring. Hoekom verwarring? Want anders te weet die kinders van God nie wat om te doen en hoe om dit te doen nie. Ontken ek dat daar iets is soos praat in tale? Nee, ek doen nie. Paulus is uitdruklik daaroor. Maar dit is vir my 'n probleem as dit verwarring veroorsaak en daar niemand is wat dit kan uitlê nie. Paulus sê as jy praat in tale, moet jy ook bid vir die gawe om dit te kan uitlê, want andersins hoe dien dit die liggaam? Hoe dien dit die liggaam? Wonders en kragte, as dit is om die liggaam van Christus op te bou en dit tot heerlikheid van God is, absoluut. Absoluut. Maar wat sien ons vandag? Ek wil nie nou begin name noem nie. Gaan kyk wat gebeur op die televisie. Dis sensasie. Ek kan jou been langer maak. En dis al wat hy kan doen, ek kan jou been langer maak. Hy's in die kerk besig om mense se bene langer te maak. Hy gebruik nie sy gawe in die hospitaal nie, maar hy gebruik dit in die kerk, want die kollig is belangrik. Die kollig. Daai persoon in die hospitaalbed kan ook geloof hê. Maar ons sien hulle nie daar funksioneer nie, maar ons sien hulle op die podium. Ons sien hulle met die lig. As dit die oortuiging is, dan mis jy die punt. Dit bring verwarring, want die kerk weet nie wat is haar roeping nie, kerk verstaan nie die potensiaal nie, dit word verloor, hulle word soos golwe wat heen en weer geslinger word, want as jy lieg, moet jy aanhou bly lieg, en as jy vertonings hou, moet jy aanhou bly vertoon, waarmee jy mense trek, moet jy hulle hou, as jy hulle bring met die wonderlike woord van God, is dit genoeg, maar as dit gaan oor allerhande mooi shows, dan moet jy die show bly verbeter. En hoe donkerder jou gebou is, hoe beter, en hoe meer ligte jy het, hoe beter, en hoe minder suurstof daar is, dat die mense nie vir hulle logiese self kan dink nie, soveel beter. Gaan kyk mooi wat in die kerk aan die gebeur is. Ek sê, ek suig nie goed uit my duim uit nie, hierdie goed is al bewys, hulle pomp suurstof in die kerk in, hulle laat die ou goue vlokkies uit die dakke uit, net om wat te doen? Te hype. Jy is emosioneel onstabiel. As jy Sondag so gehype is en Maandagoggend, wil jy nie eens uit die bed uitklim nie. Hoekom? Want niks het jou gevoed nie. Die woord het jou nie gevoed nie. Jou emosies het met jou weggehardloop. Ja, dit was lekker. Dit was 'n mooi show en ons is geëntertain. Nog iemand se bene is langer gemaak wat Maandag weer die kruk nodig het of die rolstoel. Die goed is bewys. Dit het verwarring veroorsaak, ook in daai gemeente, ook in ons dag vandag. Vir hulle gaan dit oor die persoonlike roem, die selfvervulling. Ek voel so goed. Ek voel so goed. Ek voel so goed as ek my gawe gebruik. Ek voel so goed. Jy mis die punt. Gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor hom. Dit gaan oor die liggaam. Die kerk se gesondheid hang hiervan af om te verstaan die gawe wat ek het. Hoe kan ek my broers en my susters daarmee dien? Hoe kan ek die ou handdoekie om my voet om my arm gooi en spreekwoordelik 'n diensknegt word vir my broers en my susters? God het my gesalf met 'n gawe, hy het my hierdie gawe gegee. En geliefdes, dis nie 'n trofee in 'n trofeekas nie. Dis nie 'n speelding nie. Dis iets waaroor jy gaan rekenskap gee die dag by die troon van God. Hoe jy dit gebruik het of aldans nie gebruik het nie. Die bygelowe wat in hierdie gemeente was, die ekstase wat daar was. En dit is hier waar hulle herinner was aan die ou lewe, hoe hulle meegevoer word, hoe hulle opgesweep is deur die ekstase en die bizarre goed wat gebeur het. Die emosionele ekstase, die sogenaamde bonatuurlike manifestasies, en dit is die bewys dat jy in kontak is met die goddelikheid. En wat is die gevaar hiervan? Lidmaat het begin glo, ja,
Nee, omdat dit gebeur, dis waar. Dit is wat moet gebeur. En enige iemand anders wat dit nie doen nie, is nie waarlik geestelik nie. Is nie waarlik geestelik nie. As jy nie gesond word nie, het jy nie geloof nie. Het jy nie geestelik nie. Ja, as jy nie geestelik nie. Hulle het geglo dat dramatiese, ekstatiese, waansinnige ervarings die bewys was van ware spiritualiteit. Dis die probleem. En Paulus waarsku dat geestelikheid nie gemeet word aan ervaring of sensasie nie. Geliefde, as jy by daai twee deure uitstap na 'n erediens, moet jy sê God het met my gepraat. Hy het met my gepraat. Hy het vir my 'n antwoord gegee op my situasie, hy het my gelei in die waarheid. Die Gees het met my gepraat. As jy daar uitstap en sê, ek voel so lekker. Yes, kerk was lekker vandag. Ek voel so lekker, ek voel so opgebou. Jy moet opgebou voel, uit die hart van die saak, want die Gees bou ons op. Maar as dit net gaan oor die vlees, gaan jy maandagoggend agterkom. Shucks, dis leeg. Dis leeg. Ons word gevoed deur die woord. Die onfeilbaarheid van die woord. Die Gees praat met ons, want as die Gees van God met ons praat, lei dit ons na wat? Gehoorsaamheid. Altyd gehoorsaamheid. Dit lei ons na die vrug van die Gees. Maar Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is wat die Gees van God bring. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Die vlees wil graag sien hoe daar gedans word in die kerk en die vlae gevlieg word en dis ekstase en dis ligte en dis smels en bels en die vlees voel so goed daaroor. Is dit nie? Dis wat gebeur het. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. En dan sê Matteus 7:20, jy sal die boom aan sy vrugte ken. Dit is vir my hartverskeurende dat baie van hierdie sogenaamde groot profete en apostels van ons dag, groot kerke, franchises reg oor die lande en kontinente, is iewerste al betrap met seksuele ontuchtigheid of deur 'n egskeiding of 2. Gaan kyk die geskiedenis, gaan kyk wat gebeur. Hulle dink dis ware geestelikheid en hulle mislei die kinders van God. Die ou mens word meegevoer na hierdie stomme, domme afgode. Stomme en domme afgode. Ek wou gesê het onnosel, maar baie sê dis nie goeie kansel gebruik nie. Maar dis onnosel. Dis stom. En ons word blindelings as ongeredde mens word ons meegevoer deur daai gebruike. Psalm 115 praat ook daarvan. Efesiërs 2 vers 1 tot 3 en hoofstuk 4 vers 17 tot 19. Dit was in die kerk. Kinders van God is ingeligte mense, weet jy? Ons weet in Hosea staan die woord dat die volk het te gronde gegaan weens 'n gebrek aan kennis. Die kind van God moet ingelig wees. Hy moet weet. Anders is hulle onstabiel op die fondasie. Anders word hulle heen en weer geslinger deur allerlei nuwe lering wat oor hulle pad kom. Ons kan nie so wees nie. Egte spiritualiteit is gesetel in geestelike volwassenheid op die rots. En Paulus, as jy nou Paulus verstaan en al die geskrifte wat hy geskryf het, was daar altyd 'n probleem wat aangespreek moes word en dis een van dit. Spreek dit aan, trek die lyn reguit. Wat is ons roeping? As kerk is ons roeping om die gawe wat God vir jou gegee het te gebruik tot opbouing van die liggaam. Gaan nie oor jou nie. In vandag se tyd, gelukkig in Nieu-Seeland is dit 'n bietjie minder, maar ek weet in ons Suid-Afrikaanse bevolking is dit baie sterk oor die titels, jy weet. Die titels.
ek is eerwaarde, of ek is dominee so of so, of ek is dokter, of wat dit mag wees. Ek het hierdie kwalifikasies, en ek tel dit op onder baie immigrante ook. Ek is so en ek doen so en so, ek verdien so en so. Dis die gesprekvoering. Ons moet uit daai babbeltjie uitklim, want dit gaan nie oor ons nie. En dit kom in die kerk in. Nuwe geredde mense moet hierdie waarheid verstaan. Ek het 'n gawe deur die Gees, en hoe kan ek dit gebruik om my broers en my susters op te bou? Nou wat is die toets van ware geestelikheid of ware spiritualiteit? Het gaan oor die belydenis van Christus Jesus as Here. Die verhoging van Jesus as die Here van alles. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. Nou ja, dis common sense. Dis logies. Die Gees van God wat in jou is, sal nie sê Jesus is vervloek nie. Nie deur die Gees van God praat nie, en niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees. En nou voel jy, as jy hierdie vers lees, dan voel dit vir jou so 'n bietjie of hy, hoekom skryf Paulus dit hier, man? Is dit nou reg geskryf? Is dit reg vertaal? Nee, dit is. Want dit gaan daaroor, as jy die Gees van God in jou het, dan gaan dit wat jy doen tot verheerliking van die Seun van God wees. Nie jou nie. Nie jou nie. Dis waarom in vers 4 begin daar se verskeidenheid van genadegawes. Die ware maatstaf van geestelikheid, spiritualiteit is nie ekstase, bonatuurlike verskynsels nie, maar die opregte belydenis en onderwerping aan Jesus, die Messias. Kan jy verstaan waarom ek begin het met Romeine 12? Want dis waar dit begin. Dit begin by my, wat my onderwerp aan Jesus, myself gee as 'n offer. Want dit wat dan van daar af uitvloei, is tot eer van God. Want as jy iets verstaan omtrent Efesiërs 5 vers 18, word vervul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees bly nie in 'n varkhok nie. As die Gees van God in jou kom, maak hy skoon. Hy reinig deur en deur. Hy maak jou 'n rein instrument. Daarom is daar iets soos hartsreiniging. God wat jou hart reinig. Hy maak skoon. Hy toets jou motiewe. Hy kom op die troon, sodat wanneer jy diensbaar is, dan gaan dit nie oor jou nie, dit gaan oor hom. Dit is wonderlik hoe God werk. Sien ons dit in die lewe van Paulus? Absoluut. Kom op die pad van Damaskus tot bekering, daar word gebid vir hom, hy word vervul met die Heilige Gees, hy laat toe dat God hom vul, want dit is in die konteks waar dit geskryf is, hy laat toe, God vul hom, God gebruik hom. Sien ons dit in die lewe van Petrus? Absoluut. Johannes hoofstuk 20 lees ons dit, dat die Here Jesus die Gees oor hulle uitstort daar, hy blaas oor hulle, ontvang die Gees, net tyd daarna gaan hy terug om vis te vang. Dit is interessant. Maar 'n paar hoofstukke daarna sien jy Handelinge, hoofstuk 2, toe word hy vervul met die Heilige Gees, en toe waar is hy toe? Terug visvangwaters toe? Absoluut nie. Hy dien God waardiglik. En hy preek, en almal wil graag hê 3000 mense met een slag tot bekering kom, is net die werk van die Heilige Gees. Deur Petrus, wat 'n rein kanaal was. Dis waarom dit so belangrik is waar ons moet begin. Dit begin by die Gees. En waar die Gees van God is, waar God is daar orde, daar is struktuur, daar is dissipline. Dis wat ons sien. Die Gees veroorsaak nie wanorde nie. Die Gees van Christus, die Gees van God die Heilige Gees, verheerlik altyd Jesus. Verhoog altyd Jesus. Ek wil dit vir julle lees. In Johannes hoofstuk 16, toe die Here Jesus gesê het dat die belofte kom. Johannes 16 vers 13. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei.
Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. En dan vers 14, hy sal my verheerlik. Geliefde, as jy besig is om God te dien in 'n bediening en dit gaan oor jou, is die gees van God nie in jou nie. Want die gees van God verheerlik Christus. Ons moet die onderskeid verstaan. En ons sien dit vandag in die kerk, waar dit te veel gaan oor die mens en nie God nie. So dan moet jy vra, as die gees in daai persoon nie Christus verheerlik nie, wat se gees is in hom en wie verheerlik hy? Dis mos nou logies om die vraag te vra, is dit nie? Inhoud is belangriker as ervaring. Dramatiese, ekstatiese ervarings is nie die waarborg van geestelikheid nie. Ware geestelikheid word gemeet aan die inhoud van ons belydenis, waaraan ons vashou, die belydenis in ons gehoorsaamheid van ons lewe. Waarom noem julle my Here, Here en doen nie wat ek sê nie? Dis gehoorsaamheid. Was dit Saul se probleem? Hy was nie gehoorsaam nie. En daar's baie ander voorbeelde, so hoef jy nou daarop in te gaan nie. Alle geestelike manifestasies moet getoets word aan die woord van God. Lei dit tot eer van Christus, bou dit die liggaam op, en as dit nie doen nie, wat moet ons doen daarmee? Skei dit uit. Dit hoort nie. Dit hoort nie. Die gees, die gawes is gegee, nie as speelgoed nie, nie as 'n trofee nie vir selfverheerliking nie. Dit is 'n gereedskapstuk wat God gee, soos hy wil, aan sy kerk, sodat ek en jy die liggaam kan dien, soos hy wil. En as dit beteken, dat jy die gawe het van disippelskap, of lering, of prediking, of sang, of musiek, of bemoediging, of gee, doen jy dit tot eer van God. Dis waaroor dit gaan. Wanneer elke gelowige sy of haar gawe ontdek en gebruik, groei die kerk. Groei die kerk in eenheid, volwassenheid en natuurlik effektiwiteit. En soos ek gesê het in die begin, moenie verward wees om te dink dat jou natuurlike talent wat jy het, jou geestelike gawe is nie. Dis iets wat die Gees vir jou duidelik sal maak, wat is jou gawe? Waarmee jy die liggaam moet dien. Ek gaan afsluit. Die ware toets van geestelike gawes en spiritualiteit is nie hoe dramaties of buitengewoon dit lyk of klink nie, maar dat dit Christus verheerlik. Die kerk opbou en die wêreld na hom toe trek. Dit is die toets. Onkunde is gevaarlik. Ekstase is nie die maatstaf nie. Belydenis en gehoorsaamheid aan Jesus bly die kern. Ons is elkeen geroep om ons gawes te ontdek. Dit is so. En ons kan kursusse uitlei daaroor. Dis so, daar's baie kursusse, daar's baie maniere. Maar as jy waarlik gered is en die Gees van God is in jou, dan behoort jy te weet. Jy behoort te weet. Die Gees sal jou lei. Hy sal dit vir jou duidelik maak waar jy die liggaam van Christus moet dien. Hy sal dit vir jou wys. Ons is elkeen geroep om ons gawes so te ontdek, met nederigheid en liefde te dien, en so deel te wees van God se werk. En geliefdes, ek glo dat God ons sal help om egte geestelikheid, spiritualiteit na te streef, dat die kerk in orde funksioneer, soos wat die Gees dit wil, sy woord eerbiedig, sy kerk te bou, tot eer van sy naam. Dit is waaroor gawes gaan. Enigiets anders, dan mis jy die punt. Kom ons bid saam. Ons sê Here, baie dankie vir u genade. Dankie vir u woord wat ons nooit in die duister laat nie. Elke kind van God het 'n verantwoordelikheid, Vader, om
voor die troon te buig in 'n totale afhanklikheid, nederigheid en afhanklikheid om te weet, wat is dit wat U wil hê ons moet doen in en vir U koninkryk. As dit is om te dien, dan is dit dit. As dit is om te gee, dan is dit dit. As dit 'n woord van bemoediging is, dan is dit dit. As dit is om te preek, te begelei, te leer, maak nie saak wat die gawe is, wat U gee nie, daar is so baie. Dan weet ek, Vader, dat U liggaam in eenheid sal funksioneer. Elke lid afsonderlik weet, wat is die skepingsdoel, die roeping wat oor hul lewe is. Help vir ons, Vader, as ons hier is, van ons hier is wat sê, o Here, ek weet nie wat die Gees vir my wil lei om te laat doen nie. Ag Here, dat U dit baie duidelik sal wys. En ek eer U daarvoor. Seën asseblief elkeen, Vader, wat op hierdie tydstip nou al reeds weet, wat U wil hê, hul moet doen, in en vir U koninkryk. En as die vlees weer so 'n bietjie begin inkruip, om dit te maak asof dit ons is, en ons so baie belangrik is, help ons, Vader, om perspektief te behou. Dierbare Heilige Gees, oortuig ons. Geef vir ons die vermoë om dit uit te skei, weg te gooi, weg te druk, sodat U op die troon kan bly. Ons aanbid U daarvoor. Amen. Kom ons staan, dan sing ons tot eer van die Here saam. Is vir my meer as woorde, is vir my meer as sing, is vir my meer as kennis, Here, U is alles vir my. Wees vir my meer as woorde, wees vir my meer as sing, wees vir my meer as kennis, Here, U is alles vir my. Here, U is alles vir my. Mag dit so wees, geliefdes. Kom ons ontvang die seën van die Here. En mag nou die genade van God ons Vader en die liefde van die Here Jesus Christus ons Here en die werking van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly.